is daar getuienisse, of twee wat gedeel kan word, met ons kosbare gehoor te verstaan, hoe effectief FIBA in die bedieningsveld as 'n stasie is. Ek wil net noem, dat hy is in 150 lande. 50 lande, ja. En hoeveel tale? Ja. 160 tale, 50 lande, 260 radiostasies. En 3000 uur per dag. Korrek. Toe ek dit hoor, toe kom ek agter, ons is ver agter. 3000 uur per dag, en dit gaan als oor Jesus Christus. Daar is sekere getuienisse wat gebeur het in die veld. Ek glo daar's baie oor 80 jaar, maar wat ons kan deel met ons kosbare gehoor. Ek dink wanneer dit kom by so gesprek, gaan mense gedagtes baie keer na God se fisiese voorsiening. Kom on. En ek sal graag daaroor iets wil sê, maar ek dink die hoofsaak moet ons altyd voor oë hou, dat die grootste wonderwerk en getuienis is dat mense na Jesus toe kom. Dit is, Yes, dis die yes, ultimate. yes. Party velde, Ja. ek dink nou sommer dadelik aan daardie onafhanklike gebied van China, bekend as Tibet. Ek dink aan land soos Ja. Niger, waar daar al meer as 100 jaar lank sendelinge is, en toch, tot vandag toe nog, net 3 uit elke 1000 mense Ja. volg die Here Jesus as saligmaker. En toch kom daar getuienisse in party velde nou 'n bietjie stadiger, van druppels, 1, 2, maar dit is daarom die uitsondering. Mooi stories en verhale wat ons ook ontvang uit al ons velde. En omtrent by, ek weet, binne julle bediening, dit is maar iets waarna mens kyk, hoeveel likes en hoeveel hits, as ons die, Ja, dis 'n media. as ons daai as ons net die kontakte by mekaar volg. Ja. Mense wat of inskakel na een van die radiostasies, of 'n e-pos stuur, of 'n SMS, of 'n like, of 'n so. Ja. Ons praat van, mens skrik nie, per jaar 10 miljoen mense. Nee, dit is ongelooflik. Ek sit nou en luister in die boodskap wat jy gebring het, en nou ook. Ek praat as in Afrikaans, ek praat uit Suid-Afrika uit, is al so gemaklik en sê, die volëinding van tyd moet nou daar wees, want die naam van Jesus is nou al oral oor die planeet. En die Godheid besluit natuurlik wanneer die volëinding van alle tye sal wees. Dit het niks met ons te doen nie. Maar baie ouens is al so in 'n comfort zone. Dis nog net 'n klik en 'n klak, en dan moet die horlosie klik, en dan is alles hierdie kant verby. Maar tog is daar indikasies in die woord, dat die naam, kom ons wees tegnies, die naam van Jesus moet reg oor hierdie planeet versprei word. Voordat, die Godheid is in beheer van dit. Maar ek het vanoggend besef, daar's nog baie werk. En ek dink ons is dalk te gerus, gemaklik, en glo die sendelinge, iets so mooi woord oor die sendelinge en die worship gegee, is alreeds die mondstukke oral in elke hoek en elke gat op hierdie planeet. Nee, ons het nog groot tree, baie tree om te gee. Yes. Ek wil iets kleins byvoeg wat Kobus nou nie genoem het nie. In Malawi het Pastor Amos klein groepe, en daai klein groepe kry nou elkeen 'n radio, en daai klein groepe bestaan uit 20 tot 50 mense. Ja. En dit word kerke, en dis mense wat uitkom uit FIBA uit, wat hulle harte vir die Here gegee het. En Pastor Amos doen so groot werk in Malawi. Hy het soos 20,000 luisteraarsklubs wat hy sy foon, hy reguleer hulle, en daai luisteraarsklubs word kerke en dien die Here. Dis ongelooflik. Ek dink, dit is vir my so mooi getuienis, dat kerke ontstaan. Ons sit baie keer en wag om te hoor, en met die respek, ek glo daaraan, het blindes gesien, het lammes geloop. Ek is voor in die koor, as Jesus het dit ook gedoen. Ja. Maar vir my is die mooiste getuienis hier, want ek leef vir dit. Dit is hoekom ek geroep is. Het iemand
Jesus Christus ontmoet, Ja. is hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, Yes. nie verlore kan gaan nie. Daai is die getuienis, en as ek FIBA reg opsom, is dit die getuienis wat hulle opgewonde maak. Iemand het sy hart vir Jesus gegee, sy lewe vir Jesus gegee. Yes. Mense, daar is geen ander groot. Ek het myself al soveel aan Paulus se skoene probeer sit. Hy beweeg deur Europa, hy kom in hierdie land en hy het afgode. Niemand weet van hierdie wêreld nie. Skielik moet hy vir iemand vertel van 'n man wat gekruisig is, en die ouens sê, ja, dis wat met al ons gode of helde gebeur. Yes. En hy sê, maar ek het nog 'n ander ding ook om vir julle te vertel. Hy het opgestaan, Yes. en hy is die enigste weg. Yes. Wie hoeveel moed moes Paulus gehad het, dank die Here vir die Heilige Gees. En hier Yes. kom hy en hy skep hierdie kanale, en daar ontstaan tot Yes. gemeentes met die Yes. hoofgetuienis, siele word gered en gee hulle lewens aan Jesus toe. Yes. Yes. Wow, dis Hulle beautiful. word gedoop. En daar word groot werk daar gedoen. Wow, dis fantasties. Dit is waarvoor so 'n stem moet wees. Yes. Dominee het vanoggend gesê, dit gaan nie oor die show nie. Ek dink ek som 'n ding op wat jy gesê het. Ek kan nou hier sit met my baadjie en oulik lyk, maar waar gebeur die dinge regtig? Ek so bly ons het hierdie oggend gereël. Ek glo dit kom uit die hand van die Here af. Ja, absoluut. Amen. En dankie Chris dat jy ook vir ons hierdie platform gee. Om en ek sê dit weer eens, soos ek het in volgende se diens ook gesê. Dit gaan nie oor individuele gemeentes of kerke, ja, of bedieninge of organisasies nie. Yes. Dit gaan oor die lof Come wat Jesus toekom. Hy alleen. Amen. Ja, Amen. daar- Niemand anders verdien dit nie. En daarom doen ons wat ons doen, sodat hy die lof en eer kan kry. Dit is wat ek Wat Dominee, om toe- dankie jy het dit nou so gestel, want jy doen dit net beter. Dit het niks met die individuele erkenning te doen nie. Dit gaan nie oor die sending nie, dit gaan oor die aanbidding. Ja, Yes. ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Dit het vir ewig aan die kant. Ons het nog in ewigheid daaroor ook nog gesels vir ure. Dit was pragtig. Dit was geïnspireer deur die Heilige Gees. Nou daar's nie 'n sendingorganisasie in die hemel nie, hoor. Ja. Daar hulle is gaan weg wees.